Goeiedag aan almal, baie welkom by sessie 7 van ons aanlyn Bybelskoolreeks hier by Stellenberg. Vandag gaan ons na wysheidsliteratuur kyk en die wysheidsliteratuur gaan ons in 2 dele dan aanbied. Hierdie eerste deel en dan in die volgende sessie 'n tweede gedeelte wat ons spesifiek na 'n boek vanuit die wysheidsliteratuur gaan kyk en 'n bietjie daarby gaan stil staan. Onthou dat die tema van ons reeks spesifiek gaan oor die Bybel vir vandag. Ons het vir mekaar gesê, dis vir ons belangrik om te kan verstaan dat God met ons besig is en dat hy met ons praat en hoe ons deur hierdie praat onderskei. Maar veral ook dan die verskillende maniere waarop God met ons praat. Verlede week het ons stilgestaan by wetlike materiaal en dit was 'n goeie voorbeeld. Hoe Jesus en Paulus dan die wetlike materiaal interpreteer is eintlik 'n baie goeie voorbeeld van ons van hoe ons die materiaal in die Bybel interpreteer. Beide van hulle het nie net koud en klinies die woord van God, of wette wat in die Bybel voorgekom het, net so toegepas nie, maar hulle het die vermoë gehad om dit te kan lees en dit te kan onderskei. En Jesus help vir ons juis daarin. 'n belangrike kwessie wat ons altyd van kennis neem, is dat ons nooit die Bybel net alleen lees nie. Ons lees dit altyd saam in 'n groep mense. En dit is hoe ons op die einde onderskei. Ons begin verstaan dat God in ons hede by ons is, voor die mense en die omstandighede waarmee ons te doen het. En ons moet dit nie uit oog uit verloor nie. Die belangrike ding is, elkeen van die literatuurtipes van die Bybel praat op verskillende maniere met ons. En hulle bring antwoorde op verskillende maniere na ons toe. So dis nie asof die een tipe literatuur, soos byvoorbeeld wetlike materiaal, asof die antwoorde wat ons daar kry beter is as die antwoorde wat ons in Bybelverhale kry nie. Julle sal agterkom, elkeen van hierdie literatuurtipes hak aan 'n ander aspek van hoe ons ken en hoe ons weet en hoe ons sien. En saam bring hulle ons by 'n groter prentjie uit. En daarom is dit so gevaarlik om net een gedeeltjie te vat en te kan sê, wel, ons verhef dit nou tot die waarheid. En dan lees ons nie die res van die Bybel wat ons wil help om eintlik op 'n meer volwasse manier met ons uitdagings en probleme en geleenthede om te gaan nie. So kom ons kom by wysheidsliteratuur. Julle sal weet, kan julle raai watter boeke is deel van hierdie genre van wysheidsliteratuur? Dis boeke soos Prediker, Spreuke, Job, gedeeltes van die Psalms en dan ook die boek Hooglied. Maar voor ons verder gaan, wil ek hê dat julle net eers die stopknopie druk en vir mekaar in die groep sê, wat is jou ervaring van hierdie boeke? Miskien kan jy maar eerlik wees en sê, ek het dit nog nie eintlik baie gelees nie, ek weet daar is Spreuke, maar ek ken nie eintlik die Spreuke nie, of ek ken nie Prediker se storie nie, of Job se storie nie. So gesels vir 'n oomblik vir mekaar net, hoe het jy hierdie tipe literatuur in jou lewe gevind? Nou die wysheidsliteratuur, hierdie paar boeke wat ek genoem het, verskil baie van die ander materiaal wat ons in die Bybel inkry, maar hulle verskil ook van mekaar. En ek het gedink dat ons vandag net tyd spandeer om net te gaan kyk hoe verskil, of wat is die unieke kenmerk van wysheidsliteratuur en hoe verskil dit van die ander tipes literatuur wat ons in die res van die Bybel kry. En dan gaan ons kortliks so 'n bietjie kyk na die verskillende tipe wysheidsliteratuur, verskillende boeke en ook net die groot verskille wat ons tussen hulle kry. En dan die volgende sessie wil ek hê dat ons spesifiek tyd aan Job spandeer. Daarom vir huiswerk vir volgende keer kan julle sommer tyd vat en die boek Job lees. Ek weet, dit is 'n baie lang boek en hy's bedoel om nie in versies gelees te word. Jy moet Job eintlik in sy geheel lees. Net vandag net so 'n bietjie van 'n inleiding tot wysheidsliteratuur. Kom ons kyk net na die ooreenkomste wat ons kry. Wat maak die wysheidsliteratuur so anders as ons dit met die res van boeke in die Bybel vergelyk? Nou, ek het vir julle 'n paar goed neergeskryf, maar mens kry sommer onmiddellike aanvoeling. Die wysheidsliteratuur is daar nie iets soos 'n verbond, of 'n wet, of 'n tempel, of offers, of priesters, of Bybelse beginsels en waardes, of 'n vasgestelde godsdienstigheid waarin ons so gewoond is in die ander literatuur van die Bybel nie.
Jy kry byvoorbeeld nie groot karakters of bekende karakters soos Abraham en Isak en Jakob, die aardsvaders, kry nie daar nie. En jy lees nie van groot konings of profete nie. Die meeste van die karakters is eintlik bietjie anoniem. Die volgende ding is dat dit nie werk met vaste tydsaanduiders om te kan sê, dis presies wanneer dit gebeur het, en dis gekoppel aan hierdie historiese omstandighede nie. En jy gaan ook baie sukkel om te sê, aan watter plek is dit gekoppel. Nou, dit is nie wat die wysheidsliteratuur wil doen nie. Die wysheidsliteratuur is meer universeel en filosofies. Goed soos, wanneer is dit geskryf en by watter plek, is nie relevant nie, want dit kyk nie na tyd, dit kyk bo tyd en dit kyk bo plek, en dit is miskien 'n goeie verduideliking van wat die wysheidsliteratuur is. Dit klim as te ware so 'n bietjie uit die Bybel uit en kyk baie, baie wyer. Maar regdeur al hierdie verskillende literatuursoorte in die wysheid, kry ons een gemeenskaplike tema. Dit praat met ons oor 'n eerlike geloof. En vra vir ons die vraag, hoe leef ons as gelowiges in hierdie wêreld? Nou 'n paar kenmerke daarvan. Dit sien nie twyfel en onverklaarbaarhede as ongeloof nie. Dit sien dit as deel van die lewe. Dit sien goeie en slegte tye as deel van die lewe. Dit praat oor moeilike kwessies op 'n dieper manier. Goed soos lyding. Goed soos wie is God? Hoe lyk die wêreld? 'n ander karaktereienskap wat jy kry, wat baie opmerklik is dat dit baie krities is teenoor vasgestelde godsdienstige resepte. 'n belangrike ding wat ons in al hierdie boeke, wysheidsboeke kry. Julle sal agterkom, dit is prakties ingestel. Dit is gefokus op die vraag, hoe leef ons in hierdie wêreld? Hoe leef ons in die lewe? Wat doen ons? Dis belangrik. In die laaste ene, die antwoorde kom nie, ons het gesê, onthou julle verhale, die betekenis is implisiet, jy moet dit aflei, maar in hierdie verhale kom die antwoorde deur nadenke, refleksie, deur lewenservaring, deur die goeie en die slegte te beleef, en deur nuwe goed te kan ontdek, want dis waar die wysheid lê. Wysheid sê, ons ontdek nuwe goed. En dis nie nuwe goed en geskrewe goed nie. Dit gee vir ons 'n dieper perspektief van die lewe. Ek het nogal gedink, iets wat dit vir my baie goed verduidelik, onthou julle, daai fliek Forrest Gump. En dan sit Forrest Gump so by op 'n bankie, en dan sit daar 'n vrou langs hom, en dan begin hy haar oor sy lewe vertel. En dan is hy totaal verstom. En terwyl hy oor sy lewe vertel, leer jy eintlik daaruit. Nou, wysheid is amper om op 'n bankie in Tygervallei te gaan sit, of een of ander mall te gaan sit, of in 'n sportarena, of tussen 'n klomp mense, en hulle te bekyk, al die verskillende tipes mense, en hoe die lewe werk, en hoe dinge is, en om dan te begin wonder oor mense, en te begin wonder oor waar hulle vandaan kom. So wysheid wil ons vat, dit wil ons uitlig letterlik uit die wêreld uit. En ek kan onthou julle daai gedeeltjie wat hy so begin, as hy op die bankie is in die fliek Forrest Gump, en sê vir, my mama said, life is like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Nou dit is tipies hoe wysheid is. Die tipe wysheid sê vir ons, daar is so 'n onvoorspelbaarheid in dit, maar daar is so 'n groot stuk opwindendheid om die lewe op hierdie manier te kan beskou. So kom ons kyk net eers kortliks na die verskillende tipes wysheid wat jy kry, want ons sal dit in al die boeke kan jy iets van hierdie elemente opspoor. Die eerste ene is praktiese wysheid. Ons kry dit in 'n boek soos byvoorbeeld Spreuke. Ek weet nie hoe baie Spreuke julle al gelees het nie, maar dit is opgestel om vir ons raad te gee op grond van werklike dinge wat in die lewe wat met ons gebeur. En vraag is, hoe gaan ek daarop reageer? Wat gaan ek doen? Praktiese wysheid is altyd kort, dis baie keer poëties, en om dit te verstaan moet julle gaan kyk na Spreuke voorbeelde daarvan. Julle sal agterkom dat die wysheid daarin baie verskil van die van Prediker en Job. Terwyl dit eintlik dieselfde is dit totaal verskillend.
Die tweede gedeelte is wat ons die kritiese wysheid noem. En dit kry ons veral in boeke soos Job en Prediker. En daarin sal julle agterkom, dis 'n tipe van 'n reaksie van iemand wat met God praat of oor God dink. En dis eintlik 'n reaksie teen godsdienstige en Bybelse resepte, wat mense gesê het, so werk die lewe. En dan kom die Prediker en Job en sê, die lewe werk nie soos wat julle gedink het nie. 'n Tipiese ene is, as jy gehoorsaam is en getrou is, sal die Here jou beloon, hy sal jou seën en dit sal met jou goed gaan. Waar hoor ons dit? Baie in die Bybel. Daar is 'n stuk van die wysheidsmateriaal wat dit ook sê in Psalm 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. En daardie persoon is soos 'n boom wat by 'n waterstroom geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra. Maar dan kom 'n boek soos Prediker en Job en betwyfel dit, bevraagteken dit. Om te kan sê, die lewe werk nie altyd soos wat ons dink dit werk nie. Nou, hier moet ons die stukkie spanning sien. Ons het twee totaal verskillende perspektiewe op die waarheid, maar tog is hulle in dieselfde Bybel. En dis waar ons dit kan onderskei. Hulle praat uit verskillende ervaringswêrelde uit. En dis, ek dink wat ons dikwels onder mekaar mis, ons wil ons waarhede teen mekaar opstapel, en kom nie agter, dat daar verskillende kante is van die waarheid, wat ons op verskillende maniere kan beskou nie, en wat ons almal op 'n manier by dieselfde plek kan uitbring. Dan die derde en kry poëtiese wysheid. Dis die bekende gedeeltes van 'n paar psalms wat ons kry, wat ons die wysheidspsalms noem. Nie alle psalms is wysheidspsalms nie, maar julle sal 'n hele paar kan opspoor. Psalm 1 wat ek nou net genoem het, Psalm 37, Psalm 119, en dan is daar nog 'n hele paar ander. Ons gaan spesifiek op 3 wysheidsboeke fokus, en dit is Spreuke, Prediker en Job. Want hulle gee vir ons 3 verskillende antwoorde op presies dieselfde vraag. En die vraag wat gevra word, is die vraag, watter tipe wêreld leef ons in? En hoe leef jy 'n goeie lewe? So dit vra die vraag, watter tipe wêreld leef ons in? En hoe leef jy die goeie lewe? En alhoewel hulle al 3 wysheidsliteratuur is, gee hulle verskillende tipes antwoorde daarop. En ons gaan kortliks na 2 kyk, ons gaan na Spreuke kyk, en dan gaan ons na Prediker kyk, kortliks na die 2, en dan in ons volgende sessie gaan ons langer tyd stil staan by die boek Job, want dit is so 'n indrukwekkende en belangrike boek. Iemand het dit eintlik mooi opgesom oor hoe jy, as jy jou oë sommer so toemaak, hierdie 3 boeke kan sien. En ek wil julle graag uitdaag met die Bybelskool om dit so te kan doen, dat jy 'n aanvoeling het vir die tipe literatuur, dat dit nie net 'n kopkennis is nie, maar dat jy 'n tipe aanvoeling is, hoe voel die boek? So kom ons gaan kyk, jy kan dit met 3 persone vergelyk, en julle sal hierdie altyd onthou. Spreuke, Prediker en Job. En die een vat ons van jonk, na middeljarige, na ouer persoon toe. Kom ons begin met Spreuke. Spreuke word gepersonifiseer in 'n vrou, 'n wyse vrou. So dink aan 'n jong, wyse, optimistiese vrou, wat wil kom leer, en vir ons iets wil kom leer oor hoe die lewe werk. Prediker is, en is baie anders, is 'n middeljarige kritiese man, wat na die lewe kyk en fout met alles vind, en die foute uitwys. Job is 'n ou, afgeleefde man, iemand wat deur die lewe gevou is, en gevorm is, en wat die merktekens van jare dra, en terugkyk op 'n lewe. So, dink gou weer dan. Spreuke, 'n jong vrou, Prediker, 'n kritiese middeljarige man, en Job, 'n ouer persoon, wat deur die lewe gebuig is. Kom ons begin eers met Spreuke. Ek gaan dit nou baie kort vir julle verduidelik, maar ek wil vra dat julle miskien net partykeer tyd spandeer, om 'n bietjie net te gaan lees in Spreuke, en dan sal jy 'n klomp van hierdie goed kry. So Spreuke kan ons in 2 dele deel. Spreuke 1 tot 9, en dan 10 tot 31. En Spreuke 1 tot 9 vertel vir ons van hierdie jong, wyse vrou, wat optimisties is, en ons oor die lewe wil leer. En wat sy in die wysheid sê, want wysheid word dan vroulik gemaak, is om te kan sê, alles in die skepping werk op dieselfde manier. Spreuke 1 tot 9 laat ons verstaan dat
Die DNA van alles wat bestaan, of dit materie is of wat dit ook al is, bestaan uit hierdie tipe van 'n orde. En deur hierdie orde te volg, kan jy by die goeie lewe dan uitkom. Die mooi daarvan is, dit is beskikbaar vir almal. Maar weer die interessantheid daarvan is, daar's geen wette nie, daar's geen godsdienstige wette, reëls nie. Dit kyk universeel na goed. Die belangrike is, dat jy die orde moet kan sien, en daarmee kan saamwerk. Ek vat weer die voorbeeld, jy sit op 'n bankie, en jy kyk rondom jou. Wat sien jy? Watter orde sien jy? Die wyse persoon kan inval by die orde, en uit die orde iets ontdek. Die dwaase persoon is die persoon wat nie kan leer nie. Op die einde sê die boek vir ons, die kern van wysheid, sê Spreuke, is vrees vir God. Nou dit klink verskriklik, maar vrees vir God gaan maar net daaroor, dat iewers in hierdie skepping, is daar iets geheimenisvol ingebou. En hierdie geheimenis is God. En hierdie geheimenis is groter as wat ons kan sien of kan verstaan. En dit gaan eintlik oor 'n stuk vertroue in die Skepper wat alles goed geskep het en sy skepping nie sal los nie. En dan die tweede deel is Spreuke 10 tot 31. En dit is nou die individuele spreuke. So ek wil hê julle kan miskien net eers die stopknopie hier druk en in die groep met mekaar praat oor net wat is jou indruk oor hoe Spreuke met die werklikheid omgaan. En miskien kan julle vir mekaar gou kyk hier van hoofstuk 10 tot 31. Wil julle vir mekaar 'n paar kort spreuke lees? Geef mekaar so 5 minute, krap so 'n bietjie in die Bybel en kyk wat julle daai kan kry. Wat 'n spreuk kan jy byvoorbeeld kry wat vir jou interessant is? Net 'n paar oomblikke in die groep daaroor. En dan kom ons by Prediker uit. So Prediker is die middeljarige man wat op die bankie sit en baie krities kyk na die dinge wat in die lewe gebeur. Krities, maar eintlik baie realisties. Nou die bedoeling van Prediker is dat dit jou eintlik 'n bietjie wil skok. Dit wil jou ontnigter oor goed wat in jou lewe gebeur en ons nie die waarde daarvan sien nie. En hy skok deur 3 goed voor ons te kan lê. Die eerste skok wat jy kry is die skok van tyd. Tyd is konstant besig om onder jou uit te loop en jy kan niks doen om dit te kan keer nie. En dan sê hy 'n ware ding, hy sê, ons onthou altyd goed en ons goed is vir ons kosbaar, maar mense word vergeet. Hulle gaan dood en ons los hulle agter en hulle raak vergete in geskiedenis. En so loop tyd vir elke generasie wat dan vorentoe gaan. Die tweede skok is die konsep van dood. Hy sê of jy goed is en of jy sleg is en of jy reg is of verkeerd is, op die einde tref een en dieselfde lot vir almal. Almal moet sterf. En of jy mens is en of 'n dier is, jy gaan sterf. Die derde ene praat met ons oor die onvoorspelbaarheid van die lewe. Nou as jy in Spreuke gaan lees, Spreuke is voorspelbaar. Dit gee vir jou 'n spreuk en sê, as jy dit volg, sal jy by so 'n einde uitkom. Prediker is krities daaroor. Hy sê die lewe werk nie so nie. Mens is uitgelewer aan 'n lot. En die lot bepaal jou lewe. Prediker wil eintlik vir ons leer, daar's 'n klomp goed wat in jou lewe gebeur, wat jy nie kan beheer nie. En net soos wat jy op die plek kom om Prediker te lees en amper voel, jy wil jou geloof verlaat, of hy laat jou eintlik buite die grense van jou geloof, kom jy agter dat hy eintlik 'n swaai maak en ons eintlik na 'n dieper geloof toe kan vat. Dit sê nie vir ons dat die lewe sinloos is nie. Onthou, hy gebruik mos die hele ding, alles in die lewe is 'n gejaag na wind. Jy kan alles probeer, jy kan dinge probeer beheer, maar jy kan nie. So op die einde dan sê hy, niks maak sin nie. En eintlik wat hy daar wil sê, hy wil nie sê dat die lewe sinloos is nie, hy wil eerder sê dat die sin van die lewe versteek lê. Hierdie is 'n baie belangrike ene, daar's 'n groot verskil. Die sin lê versteek, so waar gaan ons dit dan kry? Op 'n stadium skryf hy in die boek en hy sê, ag, wat 'n waarde het dit om dan nou
die wyse vrou se raad te gaan lees in Prediker, ons Spreuke. Prediker sê dan wel, maar daar is tog waarde om te kan leer uit die lewe en uit die wysheid te kan leer. Maar die belangrike ding is, moenie alles probeer beheer nie. Prediker leer vir ons dat ons moet vrede maak met goed soos tyd en ons sterfte, ons sterflikheid, en moet vrede maak met goed wat ons nie kan beheer nie. En eerder moet toelaat dat die goeie en slegte ervarings ons daardeur gevorm word. Die pragtige ding wat hy vir ons laat verstaan op die einde is, God is nie net in die goeie of nie in die slegte tye nie. Hy is in die goeie en die slegte tye. En op die einde is goeie en slegte tyd deel van dieselfde kosbare geskenk van tyd. En op die einde bring dit ons by 'n plek om baie afhanklik voor God te kan leef. Amper net soos Spreuke. Om te kan verstaan dat alhoewel ons nie kan help nie, God ons wil help. En bo al hierdie chaos wat ons nie kan beheer nie, daar iets groter is. So ek wil weer vra dat julle die stopknop in die groep druk en met mekaar kortliks oor Prediker praat. Kyk gou verskil dit met Spreuke en probeer iets met mekaar net verstaan. Kan julle die sin verstaan van wat Prediker besig is om te doen? En dan kan julle miskien ook net weer in die teks gaan kyk, is daar dalk 'n paar teksgedeeltes wat jou opval. So ons het vandag net baie kortliks gekyk na die wysheidsliteratuur en dan vir volgende week gaan ons spesifiek kyk na die boek Job. Ek gaan weer iets sê oor Spreuke en Prediker. Onthou, Spreuke, Prediker en Job gee vir ons 3 verskillende antwoord op die vraag, wat beteken 'n goeie lewe? So neem tyd en lees dit met mekaar saam. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons in hierdie wysheidsliteratuur so verrassend kom ontmoet. Here, dit resoneer, so moet ons baie keer voel en dink. En wanneer ons so voel en dink, ons dikwels by 'n plek kom om te dink dat ons nie meer glo nie, of dat U ons verlaat het, of dat alles sinloos is. Dankie dat ons hierdie vraag mag vra, juis omdat U vir ons help om sin te kan vind. Dankie dat U vandag hier by ons is met ons moeilike vrae. Dankie dat U oor ons lewens ons gevorm het op maniere en dat ons daaruit kon geleer het, soos wat ons nie uit 'n boek kan leer nie, maar deur lewenservaring. Help vir ons om juis te kan sien, Here, of ons in goeie of slegte tye is, U konstant besig is om ons te vorm in ons dieper menswees, en dat hierdie menswees ons in staat stel om anders in hierdie wêreld en anders met mense te leef en uitdagings anders te kan hanteer. Amen.